skoolkinders, hulle moet binne die huis skool gaan. Yes, Die yes. aftekkie. Ja. En al 4 stoele was nog reg. En jy weet as hulle soms inkom, maar draai hulle eers so op die stoele. speel. Ja. Nou is die stoele klaar, nou sê ek vir hulle. Die kinders mos maar op. Ja, dat is maar jong dan. Au. Dis jou ma en jou oma. Ek ken vir hulle. My oma. Ja. Dan die ken vir hulle. Antie Junkas. Yes. Ja, Antie Junkas. Jy het destyds met my neef uitgegaan. Goeiemôre, goeienaand familie en vriende. Welkom by nog 'n episode van Wisdom of Solomon. En ons gaan by man. Het ons die tema Mother Love of Motherly Love. Dit is liefde wat een moeder alleenlik sal verstaan. Ons mos nou moeders maand. Yes. En dit is ons way om informasie, deel stories uit te kry vir mamas daar buite kan, vir mense, laat ek het so begin, vir mense wat op die kant staan van die fence. Hulle kyk nou amper soos die wedstryd. En dan sê hulle, as die kind vir die ma issues gee, of as die man vir die vrou issues gee, los die man, of laat jou kinders tronk toe gaan, laat hulle reep toe gaan, skryf hulle af, sit hulle uit. Maar daar is liefde van 'n ma wat al die geraas raak sy stil en dan maak sy besluite based op haar liefde. Wat sy het vir haar kinders of wie ewe daarmee betrokke is. So, dit is ons tema vir die maand vir my maand, die moedersmaand. So, ons het Ion se ma, Tannie Rosetta, soos ek al voorheen gesê het met my ander sessies wat ek so met Tannie het, sê ek, jy het altyd 'n hart wat klop vir ons mense. Ons kan regtig kom, hoe kan ek sê, nie net kom leer nie, maar kom aanvoel die vatbare liefde, wat, het gaan nou baie snaaks klink in vandag se wêreld, is so by baie beskikbaar is nie. En wie even na u toe kom, gaan altyd met liefde weer van u af weg. So, without further ado, julle, soos ek gesê het, ons het Ion se ma, so, maar vandag, ons gaan nie oor Ion praat. Ion is na hierdie video kyk, ons praat oor jou nie. Ons praat vandag met jou ma, so. So, Tannie, weer eens baie dankie. En ek wil van hierdie opportunity gebruik maak wat ek soms doen. En dan soms doen ek het ook hier. Dan wil ek vir die vader baie dankie sê vir hierdie aangeleentheid. Ons het 'n date gehad. En weens omstandighede het ons toe nie by mekaar gekom, maar die vader het gevoel vandag is die geskikte dag. En ons is dankbaar. Dinge kan differently gewees het. Ons staan op die eerste maandag van my maand. En daar is mense wat drome gehad het begin Januarie waar hulle vir hulle self sê, ek gaan dit doen in my maand, ek gaan daai doen in my maand. Hulle het dit nie gemaak. So ons is regtig in 'n bevoorregte posisie om hierdie konversasie met mekaar te hê. So without further ado, Tannie Rosetta. Ja, sommige keer. Dan bedink ek die weg, maar die Here bestuur die weg. Sure. So ons moet maar lewe van dag tot dag, minuut tot minuut. En ja, wat 'n voorreg het ek Pro Marshall Marshall dan asseblief om saam met jou aan tafel te sit. Ek is bevoorreg dat ek kan deel maak uit jou maandag uit. Ja, mense het maar baie 'n vinnige skedule, hard. Party mense kon nie dinge doen wat hulle soos ons gesê het ons voorheen ons het beplan, maar dit het nooit so uitgekom nie. Maar daar's altyd 'n doel daarbey ook. Ja, met liefde, soos ek vir u sê is, ek het 3 kinders. Ek het 'n dogter, Pauline, en dan het ek 'n seun, Alfonso, en dan het ek 'n seun, Ion. So ek het 'n lang pad gestap met my middelkind, Alfonso, en maar ek het nooit opgegee nie. Ons kom baie lank aan. Ek het altyd gedink, as ek soveel goed verloor, wat aardse goed is, het ek my kind, my seun gewen. Okay. So ek het baie verloor met die deel dat ek kon nie as 'n moeder wees waar ek moet wees nie, want ek het
constantly het ek net gekonsentreer op Alfonso. Maar dit het my so 'n sterk ma gemaak en dit vir my so aanhoudende ma dat ek kon deel my storie met nog ouers. En die Here het dit so bewerkstellig dat ek en my man kon deelneem aan die kerk se jeug. Ons het gewerk met die jeug vir 16 jaar. En dit het vir my kom leer dat ek moet op 'n kind se vlak moet ek daal. Okay. Sommige kere wil ons as groot mense nie daal tot die vlak van 'n kind nie. Maar die woord van die Here sê, net 'n 2-jarige kind sal eendag die koninkryk van die Here ingaan. En dit het altyd by my gebly, sodat ek ander kan help en dat die Here vir my geplaas het by ons kerk se jeug. En ek kon daai kind se vlak, elke kind het 'n different manier, maar ek kon op elke kind se vlak kan ek gaan. En die Here het vir my daar gehou vir 16 jaar. So ek is nou 16 jaar by die jeug gewees en ons is nou afgetree van die jeug se kant af. Maar die Here het vir my kom gee nou weer nog 'n klomp kindertjies waarvan dit die aftercare is, ons aftercare school program. So ek is nou weer betrokke daar en ek dank die Here dat ek nog deel kan hê met my ouderdom, dat ek nog deel kan hê om net een sieltjie te kan oorwin. Ja. Julle daar staan nie Rosetta, weer eens staan nie, welkom by Wisdom of Solomon. So ek voorheen gesê het vir ons as Wisdom of Solomon familie is dit vir ons 'n groot eer. Ek sê altyd, het gaan nou klink so 'n cliché of iets wat ek elke keer repeat. Die eerste jaar toe ek die Wisdom of Solomon begin, was my skoonma deel van een van die episodes. En sy het met my 'n conversation gehad. Toe sê sy my agterna, is nie maklik nie. Is nie maklik om jouself vulnerable te maak en jouself buitekant uit te sit nie. En soms neem ons sulke goedjies vir granted. Ons neem soms mense testimonies vir granted. Ons dink, ag man, hulle het met hulle dinge in die botter ingeval, of ag man, dit is so ergie, ek kom erger van, maar daar is iemand daar buitekant wat gevat en hulle het hulle eie maak, want hulle gaan deur dieselfde situasie. Jy sê, jy het 3 kinders, jy is getroud. Hoe lang is jy nog getroud? Ek is nou 42 jaar getroud met dieselfde man. Getroude lewe. Voor Tannie nou vir my op hierdie vraag gaan antwoord. Getroude lewe word vandag buitekant gesit met vrees. Mense het altyd, en disclaimer, ek val niemand aan nie, jy het die reg tot jou opinie. Daar's 'n sê ding wat buitekant gaan, so vinnig jy trou, so vinnig gaan jy skei. En obvious sit dit mense op vrees. Hulle is bang om hy besluite te maak, want dis amper soos iemand trek sê hom of haar se vel van hulle gesig af. Na 'n maand of 2 is hulle geskei. Die al die effort wat hulle ingesit het. Is trou regtig so 'n skrikwekkende storie? Nee. Ek dink nie so nie. Want jy het daai maat gekies. En die Here het die twee bymekaar gesit en hy sê as hy dit bymekaar gesit sal niemand dit skei nie. Net hy alleen sal ons skei. Ja, as jy op daai punt kom, ja, my man het vanoggend gesê ons is ook deur baie dinge. Ons was ook jonk geweest. Ons het ook, maar dan is daar 'n tyd wat jy moet besluit net tot die en nie verder nie. Want dan kry ons 'n tweede kans, né? En dan kry ons 'n tweede kans en daai tweede kans moet ons benut. Maar dan moet ons die Here eerste stel. Sure. Né? Hy sê as jy met die Here eerste stel, dan kom al die ander dinge sal na jou toe kom. So as jou huis bou op apostels en profete, dan sal al die ander dinge vir jou inkom. So ja, as jy dit saam doen as man en vrou, alles saam doen, en saam beplan, en saam dink, dan kan dit 'n sukses wees tot na 42 toe. Sure. Dis baie goeie raad en ek dink daar is even vir ons ook wat hierdie jaar 14 jaar getroud is, dan of ek weet dit is baie goeie raad, want dis is 'n individuele saak. Jy moet dinge saam laat gebeur en saam hoe kan ek sê, skouer aan die wiel sit. Ja. Die mense het 3 kinders en hulle is verskillende ouderdomme. En soms as daar verskillende ouderdomme is, moet mense mense storie ken. En somewhere along the line gaan een voel, die een word voorgetrek. Het jy daai experience? Ja, ek het die experience met al 3 my kinders.
hulle het nou Vrydag het hulle so 'n video call gemaak waar al 3 in is. En omdat ek nou klaar gemaak het by die werk, ek het geretire. En toe besluit hulle nou om met my nuts en hulle pa nou te praat in een conversation. En die een sê, ja nee, jy is nou baie by mami, want mami het nou afgetree, so mami gaan nou seker vir jou voortrek met geld en goed. Dus ek, nee, ek het nie vir julle gewerk, ek het klaar vir julle gewerk. Daar is nie van voortrek, julle al 3 is my kinders, so ek het 'n liefde vir julle al 3, dieselfde liefde. Ek kan nie onderskeidelike liefde maak nie. Julle maak dit miskien dat dit onderskeid maak. Nee, ek kan nie. Ek kan nie onderskeid maak nie. Elke kind is vir my beste kind. So ek kan nie sê ek het 'n kind wat ek kan voortrek nie. Hulle al 3 is vir my kosbaar. Ja. Tannie in die begin toe mense tannie van Tannie baie aard, tannie sal liewer, as ek reg verstaan, tannie sal liewer aardse goed verloor as my kind te verloor. Ja. Maar ek dink as tannie nou praat van aardse goed verloor, hoe bedoel tannie nou met hierdie statement wat tannie nou gemensen het? Jy weet, die seun van my, hy was op drugs gewees, so hy het, as ons gaan werk, hy is van 16 jaar af, het ek met hom gesukkel, maar ek kon nie lekker my vinger opdruk, wat is fout met hom nie. En so, sy maak moes nou maar gaan werk, en ek kom terug, en ja, hoor jy, maar Alfons het dit gedoen, en Alfons het nou daai gedoen, en dan kry ons iets uit ons huis uit weg. Ja, baie van my huisgoed was uitgedra, baie van ons ringe, horlosies, alles wat hy kon kry in die hande, kon hy vat en hy kan gaan verkoop vir hom, om vir hom tevrede te stel. Ons het jaar na jaar sê ons gaan vir hom uit ons huis sit, ons gaan dit doen, ons gaan die doen. Maar weet jy, dan kom ons 2 weer by die aand, dan slaap ons die aand, dan wag hy, my man, wanneer ek regtig aan die slaap raak, as wat ek nie kan nie, as ek die aand aan die slaap raak, dan staan hy op. Sure. Dan gaan loop hy in die strate in, en dan gaan kyk hy waar ons kind is. En as Alfons sy pa gesien het, of vir ons gesien het, dan het hy vir hom weggesteek, wanneer hy wil huis toe kom. Ja. Hy kom in die huis wanneer ons hier is. Hy het net 'n manier om in die huis te kom. Ek kan maar die huis sluit, maar hy het 'n manier om in die huis te kom. En dan is vir my altyd, as ek hier inkom en hy was in die huis, en dan voel ek, hy lewe nog, hy is nog hier so. Okay. Sien jy? Ja. So, na al die goedes, was ek maar altyd bekommer in die werk. Waar is Alfonso? Wat doen Alfonso? Waar eet hy? Waar drink hy? En dan, as dit kom dat die yskas leeg is, dan weet ek nie, hy het dan ietsie vir hom gevat om te eet. Okay. Ja. Maar ek het nooit moed opgegee nie. En een aand, toe kom sy pa met hom in met sy sak klere. Toe sê sy pa vir hom, hy moet terugkom, ons verlang vir hom. Okay. Hy moet in die huis kom. En Alfonso het net vir 2 of 3 dae in die huis gewees, en dan vind Alfonso maar weer sy spruit buitekant. Ons het gesit en gesels, ons het gevra, waar kon ons help? Dan sê hy vir ons, hy het die hulp nodig nie. Okay. Dis sy eie stoutigheid. Dan vaar ons nou maar sy eie stoutigheid, maar ons het geweet, hy doen iets verkeerd. En dit is mos nou maar die tik en die drugs wat hy nog gebruik het. Totdat hy een aangekom het, en ek het bevriend geraak met Constance Gabriels. Sy het huise vir die tyd verkoop, en ons 2 het net so aan die gesels geraak, sy het daar in hy steegie gewees, daar in die dorp in. En ek en sy raak net aan die asof die Here vir ons 2 geroep het by mekaar, want ons 2 kon toe dieselfde gesels, sy gesels oor haar seun, en ek gesels oor my seun. En ons al 2 maar gehels mekaar, en ek sê, Jesse, dis nou baie snaaks, ek het eers geweet, jy sit met so 'n probleem nie. En sy sê vir my, ek het nooit geweet, en die Zeta sit met so 'n probleem, want die Zeta lag altyd en loop hier verby en hallo en so. Toe sê ek, jene, maar die Here het nou, ons 2 se harte, moederharte het hy nou saamgebring, sodat daar moet iemand wees wat dit luister, ons mekaar se seer kan uitluister. En ek vra toe van, wat het sy nou probeer om haar seun? Toe sê sy vir my, man, ek was nou al hoeveel keer hier onder by die polisiestasie by mevrou Groenewald, en dan het mevrou vir haar gesê, daar is 'n datum, hulle gaan vir haar datum gee. Jong, en seker so 'n maand daarna, toe sê Connie vir my, maar sy het 'n plek gekry in Kraaifontein, en sy na man het besluit, hulle gaan nou die plek opmaak, en hulle gaan 'n rehab opmaak. Okay.
En haar seun is toe in Mitchells Plain, het hulle toe 'n private plek gekry en hulle het haar seun daar ingesit en ek en sy is maar so op kontak met mekaar en ek probeer ook nou maar vir Alfonso saggies praat dat ek kan hoor of hy nou bereid is, maar ek wil toe nie vir hom sê nie. Maar toe sy nou die plek oopmaak, toe sê sy vir my, as hy wil kom, dan kan ek vir hom stuur na hulle toe. En ek laat roep vir my aan, hy is hier so in Kriefgat in. Ek laat roep hom aan, ek vra vir hom, mami sal vir jou help, as jy wil gehelp wees. Toe sê hy vir my, nee, hy wil nie gehelp wees nie. Hy wil nie gehelp wees nie. Ek moet maar los, want hy is geldmors, sê hy toe vir my. En so het aangegaan en eens Vrydag aan was ons besig gewees met die jeuggie agter by ons huis. Ons het 'n funksie gehad met ons kerkie. En Alfonso kom en ek is so bly en ek sê vir hulle moet praat met hom en so aan. Ag, jy soek maar net iemand wat net vir hom kan help. En met dit sê Alfonso vir my hy het van sy kinders se kleertjies is hy wil dit oorneem wanneer hulle dit nodig. Ek sê vir hom okay. Maar so sê hy uitloop het ek so gemengde gevoelens in my in. En ek sê vir myself, ek wonder wat is in die sak alles. Maar die klere hang so uit, sê ek maak my self tevrede en sê toe vir my, dit is seker maar die kinders se klere wat hy nou vir my gesê het. Die Saterdagoggend toe ons nou hier binnekom, toe ontdek ons is nou van ons goedjies weg. En gewoonlik as hy ietsie gevat het, dan kom hy nie weer terug nie. En die Saterdagoggend het ek baie hard met die Here gevra, Here, gee U vir my raad vanoggend, sit op my troon, gee vir my net leiding vandag, dat ek net my kind uit hierdie kloue uit kan kry, want dit kan nie so aangaan, dit is nou al jare wat dit so aangaan. En niemand weet eintlik wat 'n mens deurmaak as 'n ouer. Ons het maar op ons kerkpligte gegaan, ons het gedoen, maar dit het nie gewerk nie. Ons het al saam mekaar gesit en gesels, ons het al planne uitgedrog, totdat Ion 21 word. En Alfonso, ons is besig by die saal en Alfonso kostel al Ion se geskenke wat ons huis toe gebring het. En net daar het ons besluit. Ek sê vir my man, het gaan nou 'n baie harde storie wees vir my en vir jou en vir ons familie, want die Here sê ons moet nie ons kinders met geweld, wetstoepassing met polisie en goed sê, ons moet ons stryd vir die Here gee. Maar ek moes 'n besluit neem, net tot hier en nie verder nie. En my man was nog baie kwaad daaroor, omdat ek die polisie gebel het. Ek het gesê, ek gaan die polisie bel. Ons gaan hier 'n verskil maak. Vandag gaan dit wees, is baie seer, maar Alfonso gaan van vandag af, gaan Alfonso sy les leer. Ja. En hy kom terug, gewoonlik is hy so uitgeslaap, en hy kom terug, en die Saterdag toe kom hy terug, en hy kom bad vir hom, stort vir hom hier binne, en ek is af na die onderste kamer, en ek dink toe, ek gaan nou die polisie bel, en ek bel die polisie, en ek sê vir hulle, 1, 2, 3, toe is hulle hier, Alfonso is nog besig om hom aan te trek, en hulle sê, hulle kom vader steur, vir wat vraag hy? Ek sê, ek het die polisie gebel, en jy het gisterand goed uit my huis uitgeneem, ek wil net my goedjies teruggee, as jy my goed kan teruggee, dan kan die polisie vir jou los, maar as jy nie my goed kan terugbring nie, vandag nie, dan moet hulle vir jou, dan kom maak ek 'n saak. En hy het geskree en aangegaan, en hulle is uit met Alfonso hier, was baie seer, was 'n knop in my keel, ek kon nie die knop afsluk nie, want het is so seer om te sien hoe die polisie met hom uitgaan. Maar ek moes dit gesacrifice het. En seker so 2 ure na, toe kom Alfonso met 3 van die items terug, wat die belangrikste is. Ja. En die polisie sê, hulle het hier by huise gekry waar hy dit verkoop het. En ek sê toe vir hulle dankie, en hulle vra wat met hulle met hom, ek sê vir hom, hou maar vir hom nog daar. Ek sal nog besluit, of ek vir hom 'n saak wil kom maak, maar hou vir hom daar so. En hy sê, nee mami, ek het dan nie goed in. Ek sê, Alfonso, gaan dan toe, laat vir mami eers hier, en vir pa eers, laat ons eers vir ons kan skoon kry, en weet wat die rigting ons toe moet gaan. En van daar af het hy die maandag teruggekom, en Connie het iemand gestuur om vir hom te gaan haal daar by die hof, en hy is maar daar vanaf na Connie se rehab. So ja, ons het daar vir hom gehou vir 2 jaar, waarvan ek vir hom die eerste keer wat ek vir hom gaan besoeke daar so, was hy toe, hy al 6 maande, toe gaan ek vir die eerste keer, met sy kinders dan, toe het hy al 2 dogtertjie en 'n seentjie.
toe vat ek vir hulle toe vir die eerste keer dan toe. En die verskil wat ek daar kon sien, hy was bietjie skaam vir ons toe ons daar kom, en maar hy was in goeie hande daarso. En ons het vir hom gevra vir hom wat is sy planne, en hy het vir ons in 'n brief geskrywe en vir ons gesê hy is jammer vir alles wat hy vir ons gedoen het. Hy voel hy wil nog daar bly. En hy het gebly vir 3 jaar toe op die ou einde daar. Ja, hy het 1 of 2 keer het hy huis toe gekom, maar hy het homself getoets en hy het besluit hy wil daar bly, sodat hy vir hulle gewerk het op die ou einde. Nice. Hy kon toe vir hulle help met seuns gaan haal, jong seuns wat ook ouers ingeskryf het, kon hulle by die huise gaan haal. So hy was patendeel van hulle team op die ou einde. Hy was een van hulle Dorcas daar, een van hulle as die sielkundige gekom het, was hy een van die ouens wat hulle kan mee gepraat het, hoe sy toestand is. En dit het gehelp, ja, ek gaan nie koppel hoeveel geld dit was, maar op die ou einde het hy gesê, ek moet nie meer verder betaal, hy gaan dit afbetaal, hy gaan dit werk daarvoor. So hy het gewerk, en met dit, jy kan nie sonder gebede dit doen nie. Nee. Jy kon nie elke minuut van die lewe wat jy kry, bid jy vir die kind, want jy is bang, jou ander kind gaan jy ook verloor, jou ander kinders gaan jy ook verloor. Ja. So in die prosessen moet jy, soos jy sê is, jy kan nie net vir die een kind bid nie, jy moet al 3 kinders moet jy opdra in jou gebed, in dieselfde tyd wat jy vir die ongehoorsame een opbid. Want as jy net vir die een bid, kry die duiwel kans vir die ander 2, want jy bid net vir die een. So jy moet al 3 opdra in jou gebed, in dieselfde tyd wanneer jy vir die ongehoorsame een bid. Want die Here wil hê ons moet skeiding maak met die 3 nie. Hy wil hê nie. Yes. En ek het gesê, toe hy daar uitstap en hulle vir ons vra, wat sal ons agterlaat om vir hom te sê. Al wat ek kon sê is, ek het baie verloor, dis aardse goed wat ek verloor het, maar ek het my kind gewen. Ja. Ek het my kind gewen met die doel, dat as hy moes op 'n ander plek moes gesterwe het, hoe sou ek gevoel het? So ek het nooit opgegee op my seun nie. Ek het nooit opgegee op hom nie, en ek het ook nie dit gedoen, omdat ek wil hê hy moet tronk toe gaan. Ek wil hê dat hy met sy les leer. Vandag kan hy dit gebruik as 'n tool. Hy en Alrenzo was saam in een rehab, so hulle was saam gewees, ja. So hulle kon hulle gaan, en hulle kan hulle storie gaan vertel vir ander jong seuns en dogters. Ja. Tannie, vir hoe lank het dit aangegaan? Alfonso was 16, tot ons al begin sukkel het met Alfonso. Alfonso was amper 30 jaar oud. Tot Alfonso tot inkering gekom. Tannie praat nou so maklik van, en dit klink nou snaaks jammer, maar Tannie praat so maklik van gebed en gebed en gebed, en jy bid en vir 16 jaar. En weet jy wat het ek opgelet? Het baat jy bid tot die Here nie. Ja? En dan vertel ek het vir my maatjie nie, want nou gaan ek my las weer vir die ander mamma gee, maar ek het dit vir die Here gegee. Hoekom trust ek die boodskap wat ek vir die Here, of ek het vir die Here die vraag gevra, hoekom trust ek nie die Here nie, maar ek vertel weer, na ek het vir die Here gegee, dan gaan vertel ek nog vir een vir die tweede een vir die derde een. Ja. Hy sê, as jy dit vir my gegee het, los dit daar. Ek sal self daarmee handel. Ek sal self daarmee stryd. Jou stryd is nou klaar, so jy moet dit net daar, en baie van ons ouers is geneig daarin, om het vir die Here te gee, maar ons los dit nie reg by die Here nie. Ons is geneig om nog vir almal, en dan die ene verlekker vir hom so aan jou storie. Hy gee vir jou 'n hagie, maar eintlik steek hy met die mes agter jou rug. Want hy verlekker vir hom, want my kinders het nog nie gedoen nie. Vrydag het ek ook 'n sessie gehad by my werk, en ek het gehoor die een tannie sê vir my so mooi. Sy sê vir my, weet jy, of jy nou 'n rang het van graad 7, 5, 6, en ek is 'n kleiner daarso, moet ek die een so respekteer. Want as ek vanoggend in my kantoor gestap het, is my kantoor skoon, my koppie is skoon, my des, alles is skoon, maar omdat ek 'n rang het van hoogmoed, nee, dan wil ek
daarbo bly, maar ek vergeet wie die een hier onder is. Ja, ja. So dis hoekom ek in my voorwoorde gesê het, die Here sê jy moet die vlak gaan van elke persoon. Yes. Ek kan my vlak gaan na 'n kind toe, ek kan na 'n ouderdomgroep, ek kan na 'n groot mens of na 'n ou mens kan ek ook gaan. So die Here moet vir jou daai visie gee dat 'n mens, of as jy die Here regtig in jou lewe het, sal hy vir jou daai visie gee, dat 'n mens kan sien in elkeen se lewe. Ek is so dankbaar daarvoor, dat ek 'n verskil, ek het nooit geweet ek maak so 'n groot verskil by my werk nie. Okay. En my cup flows over, really. My koppie loop oor van dankbaarheid, net die feit dat ek op 40 jaar sy op diens kon ek hoor wat mense van my al die jare gedink het. En dit het vir my net meer motivering gegee dat ek met my naaste lief hê soos myself. Sure. Tannie sê nou van, Tannie moet dit by die vader gelos het, Tannie moet nie oor gesê as dit, maar soms, dis nou weer eens my opinie, soms voel het, dat sinds daar 'n wagperiode is, voel jy dat jy moet dit eers deel, want het raak baie swaar. Dit is, ja, die rede hoekom ek nou daar kan oor praat, want ek het oorwinning behaal, nie om my kind te verstoot nie, maar om my kind te herwin. Sommige keer, ja, regtig, sommige keer het ouers hier die regte tool om te gebruik nie. Sommige keer is die ouer al so moeg, en die ouer is so verlate, en sy dink sy is alleen op hierdie reis. Sure, ja. Maar sommige keer is daar die hoogmoedmens, hy sit ook in die, maar omdat hy die geld het en die kapasiteit het, kan hy sy kind red met geld. Maar sommige kere kan jy ook nie geld gebruik om jou kind se siel te red nie. Ja, ja. Nee? En Jesaja 40 vers 30, hy sê daarso, hy gee vir jou die krag om aan te gaan. Sommige kere voel ons moeg en verlate, maar die teksvers sê vir jou, hy gee vir jou krag om aan te gaan. Ja. En as jy die teks vat, hy is amper soos 'n motor. Jy gebruik jou motor heel week, jy ry jou motor heel week, en dan moet daar mos petrol inkom. Sommige keer, dan vergeet jy om die petrol, dan is die petrol op, dan moet jy jou motor langs die kant gaan stoot, om weer petrol in te gooi. Presies is dit met ons leefwyse. Hy gee vir jou dag en nag, gee vir ons krag, maar ons moet aan hom glo. Sure. Dan is jy nou, hy is vir 16 jaar, het het so aangegaan. Hy was 16 jaar oud. 16 jaar is 14 jaar. Ja. 14 jaar, skies toch. En, Edali, baie dinge kan deur 'n mens se kop gaan, en het dit al by Tannie opgekom om te sê dat, jong, dis seker my skuld, jong. Ek gee seker te min aandag, selfverwyd. Ja, dit het by my opgekom. Daai jare wat ek kommerheids begin oefen het. Okay. So, ek is soggens vroeg uit die huis uit, saans, voor ek gaan slaap, pak ek almal se sakke, ek sit almal se kos reg. Gelukkig het ek 'n man wat alles kan doen. Okay, nice. So, ek het vir hom gevra of ek mag deelneem aan kommerheids, want dis iets wat ek graag wil doen. En hy het vir my gesê, with all means, as jy wil. Soos harde werk, soos ek vir sê, jy moet soggens vroeg uit, jy moet gaan 2 uur op die pad wees, gaan hardloop. Jy moet terug jy gym, want ek weer terug gaan werk toe. En so gaan dit aan. As ek saans klaar is, dan het ons weer 'n oefensessie, so ek kom amper 7 uur by die huis. Okay. So ek het vir myself daarin ook gespeel en gesê, dit is my skuld, want ek was nie daar toe hy my nodig het. Soms keer miskien wil hy iets gepraat het, dan is ek op die gym. Soms keer wil hy, so ek het, 'n mens moet ook maar daarin kyk, sommige keer het ons eie liewe, ons dink ons kinders is fine. Ons dink ons kinders maar toe ek my oë uitvie, was hy al baie diep in die drugs in, ja. Okay. En ek het vir myself daarin gesit, en toe my tweede kind kom, toe sê ek vir myself, ek gaan, my laaste baba kom toe, ek gaan nie dit doen, as wat ek met my eerste kind gedoen het. Ja, jy doen daai goedes om vir jou goed te laat voel, maar in die meantime het ek my kind verloor in dit, en ja, ek het daar's baie vrae wat ek vir myself vra, en dis hoekom ek, mens kan dit nie teruggee, wat jy verloor het. Ja. Maar, ek probeer, alles wat ek verloor het, inkry,
om net daar te wees as hulle my nodig het. Yes, yes. Ja. Dan het nou wel, dit kan letterlik 'n mens siek maak. Ja. Dat kan vir jou op plekke bring wat jy nog nooit vir jouself aangedink het nie. Het dan nie deur sulke fases gegaan waar jy het slapelose nagtoestande gesê het, jy is miskien op medikasie. Ja, ek was op 6 maande was ek op medikasie gewees om te kan slaap. Hulle het vir my in die hospitaal gesit vir 'n slaapterapie. Sure. Ek kon nooit slaap nie. Ek sukkel nou nog met slaap. Maar ja, ek het altyd vir myself gesê, as ek wil, sal ek. As jy wil, sal jy. Ja. So, ek was lang in die hospitaal, per 3 maande in die hospitaal. Dan kom ek maar uit, dan moet ek maar weer die goed face wat die buite is. En so het maar aangegaan. En tot ek nou my broertjie ook nou in die drugs in na Alfonso klaar is, dus het nou een van my broertjies weer. En my mamma het gesterf toe hy 13 jaar oud was, het my mamma gesterf en ek moes hom vat. My pa is net 2 jaar daarna het my pa gesterf. So ek moes toe na hom ook kyk en hy het ook in drugs ingeval. Okay. Maar ek dank die Vader, ek het hom ook daar uitgekry. Nice. Ja, ek het hom ook daar uitgekry. Mense huwelik kan swaar, die kortste intrek deur hierdie oordeel. Ek wil nie sê oordeel is klink baie snaaks, maar deur hierdie situasie wat dan deurgaan. Hoe dan hulle staande bly hou? Weet jy, soos ek vir jou sê is, as jy en jou man nie saam kan dinge besluit nie, dan sal dinge nie werk nie. Ja. Jy moet saam besluit en hulle sê, as een vinger pyn, Ja. dan pyn jou hele liggaam. Een lid van jou vinger pyn, dan pyn, as jy seer is, dan pyn jou hele liggaam is seer, jy voel ongemaklik. Yes. Ja. So ons as familie moet eers saam gesit het. Ons moet eers saam besluit het. Ons moet saam glo. Ons moet soggens bid. Ons moet saam bid. En dit het dit baie makliker gemaak, want ons is saam, ons is een. Ons besluite is saam. En dit het dit baie meer makliker gemaak, soos ek vir jou sê is, ek het baie groot familie. Okay. Ek het 'n baie groot familie en almal maak eintlik regtig soms keer 'n staat op my en ek wil graag almal help. Met die feit dat ek hulle vir my so sien. Okay. So ek probeer 'n gesonde liggaam met 'n gesonde verstand huisves. En jy kan dit andersom sê, as die verstand nie reg is, jy kan die liggaam nie beweeg nie. Dis dit. So ek probeer positief bly en ek probeer die goeie dinge koester ek. Nice. In hierdie 14 jaar, het hy vrees nie ingekom, wat van my ander kinders, dalk gaan hulle ook 'n inval. Ja. Ja, ek het ook 'n bietjie gesukkel met die jongste ene, Dion. En hy het gestudeer op Universiteit Stellenbosch en ja, dit was ook nie 'n maklike taakie. Hy het ook soos 'n jong man, maar enige jong man, het hy ook sy hoe sal hulle sê, sy dippie gevang. En hy het ook 'n goeie groot les uit sy dip uitgevang. Sodat hy self kan besef het, ek is nie op 'n regte pad nie. Ek is op 'n verkeerde pad. Ek het dan gesien hoe my ma gesukkel het met my oudste broer. Hy het saam ons daardeur gegaan. En hy het selfs 'n brief geskrywe om te sê hy kan nie meer in die huis in bly nie, want hy kan nie sien hoe ek en my sy pa agteruit gaan oor die wat ons seun doen nie. En hy kon terugtrek en hy kon vir homself sê, maar hy kon vir hom toe beheer om vir hom uit daai posisie uit te kom waar hy was in, ja. Yes. So ons het amper hom ook in die proses verloor, maar soos ek wil sê, gebed dra krag. En weet jy, al die goed gebeur met 'n mens. Ja. Al die goed gebeur met 'n mens, maar daar is altyd 'n doel by hoekom alles gebeur met 'n mens. En 'n mens moet self sit en dan moet jy self dink, Here, hoe ver is ek nog van U? Wat moet ek nog doen? Wat wil U hê? Wat moet ek doen vir U? Nee? So ons kan vir die hele dag kan ons Here. Maar wat doen ek? Wat doen ek as 'n moeder?
En dit is eintlik wat 'n mens agterkom, dis nie neglek van ons ouers. Ons verloor ouers wat vergeet om vir hulle kinders te bid. Ja. Ons verloor ouers om 'n praatjie, om 'n afspraak te maak met hulle kinders. Want ons is te bedrywig as ouers, of ons het nie tyd nie. Ek het nie nou tyd vir jou nie, wag. Ek sal later by jou wees. Maar net om my oor te gee, hy Samuels oor te gee. Ja. Hy trek jou kind al klaar nader. So ons tema ook by die kerk is dat ons het 'n neglek aan ouer huisvaders en huismoeders wat neglek op hulle kinders, wat vergeet hulle eerste beginsels. Ja. En ek dink as ouers begin met hulle kinders sit weer in Bybel lees en ons het elke einde van die maand, die laaste Woensdag in die maand, het ons 'n huisvergadering met ons kinders. Nice. Ja, ons noem dit huisbetier. Nice. Ja. Nice. So, daar kom baie wonderlike goed uit. Nice. En ek dank die Vader vir daai Woensdag. So ons maak dit instelling, ons nooi van ons ander kinders. Twee van hulle is mos nog getroud, soos net ek en een se pa in die huis. Maar ons nooi hulle ook om aan ons tafel te kom sit. Sure. En dan maak ons dit 'n gesellige, soos nou in April maand die kruisiging. Ja. Tot ons 'n toneelspelletjie gehad met ons kleinkinders. Ja, sodat hulle kan verstaan waaroor die kruisiging gaan. Van hulle hoor van die kruisiging, maar hulle weet nie waaroor dit gaan nie. So dit is 'n toneelstuk gespeel in die huis in. Nou verstaan hulle dit baie meer. Want ek dink ons moet begin van kleins af ons kinders leer. Dit is nou nie meer dat ons nou godsdiens in die skole kry nie. Ja. Maar die neglek is dat ons ouers nie meer vir ons kinders bid. En hulle lees nie my Bybel met die kinders nie. Ja. En ek dink dit is baie belangrik. Ja. Baie goeie raad Tannie. En ek het nog gepraat van die vrees oor die ander twee kinders wat daar gewees het terwyl Alfonso besig gewees het met die drug abuse. Kom my vrees miskien nog dalk op dat hy weer sal terugval? Nee, weet jy, die vrees sal nie terugplat, hy sal terugval. Ek dink hy's baie sterk nadat hy's nog getroud. Ja. Hy het in 'n huis getrek en hy moes nou sy twee kinders goeie vrou gekry. Wat my bekommernis is, die nageslagte wat kom. Ons kinders wat nou, my kleinkinders, my bekommernis is oor my kleinkinders. Okay. Ja. So ek vertel altyd hulle het gister weer vir ons kom kuier. Ek het so 'n bietjie skons gemaak, dus ek vir hulle wys ek vir hulle op ons het 'n familiegroepie toe wys ek nou vir hulle ooit kan pas dit aan die tafel en ons sit 'n koffietjie drink en skons eet. 1 2 3 toe is hulle hierso. En ek kan dan kan 'n mens nou weer praat. Dit is wat jy met jou gesin moet maak. Dit is lead by example. So as die ouer dit voorloop vir die kind nie, gaan die kind nooit hy voetspore kan sien van 'n ouer nie. So dis hoekom ek sê die belangrikheid is kinders wil opsien na ouers. Kinders wil opsien na ouers. So as jy dit inneem, dan gaan dit uitgaan na die kinder toe. Daai saadjie wat jy plant, daai klein saadjie wat jy plant, as hy opkom kan jy hierdie vrugte eet daarvan. Ja. Ja, Tannie, daar is ouers wat nou hierdie video kyk en hulle is in dieselfde bootjie. Ja. Of wag, wat ek so sê, hulle is nog nie daar nie. Of hulle is daar maar hulle weet hulle is daar nie. Kom ons sê hulle is daar maar hulle weet hulle is daar nie. Wat is daar van die rooi ligte wat daai ouers voor moet uitkyk as hulle kinders besig is met iets? Vir die rooi ligte wat ek uitkyk, sommige kere soos jy voorheen gesê het, ek gaan nie kinders tronk toe. Jy moet jou kind dit maak, jy moet jou kind dat maak. Ja. Ouers, ek sê vir jou vandag, vat jou kind aan die hand. Vra vir hom, sit met hom, doen dinge saam met jou kind, want dis baie goed wat ons kinders uitmis in die lewe in. Dis baie goed wat ons ouers uitmis saam met ons kinders. En ek wil vir die ouers sê, moenie jou kind afskryf nie. Moenie vir jou kind nie. Ons ouers sit op ons knieë en bid sodat ons kinders op hulle voete moet bly. Yes. Ja. So moet nooit moeg raak. Moet nooit dink jy sit alleen in die bootjie nie. Ryk uit. Hoor en sien en vra hoe dit gemaak om daar te kom. Ek dink dit is baie belangrik. Ouers moet nie net daar sit en wag dinge gaan regkom nie. Ja. Jy moet ook uitreik en doen vir die Here iets sodat hy vir jou kan
oorwin. Tannie praat nou van mense wat van buitekant af skree. Hoe het Tannie gemaak om hy stemme stil te maak? Want het kan regtig was swaar raak vir 'n ouer. Ek is nou nie 'n vrou nie. Ja. My dogter is nou nie in sulke goed betrokke nie. Maar hoe hanteer jy, want het kan vir jou letterlik mal maak. Dit kan. Want hier doen jou kind dit en hy, 'n vrou wat gesê het wat hier langs aan jou bly of oor die straat, het gesê ek het jou gewaarsku. Jou kind gaan dit doen en daai doen, maar die liefde oorreed jou net om te sê dat nee, dis my kind. Ja. Hoe het Tannie gemaak? Soos ek vir jou sê is, as ek ook besluit het om 'n stop daaraan te maak. Ek het nie gehoor wat ander mense, ek myself het besluit, ek moet 'n stop maak. As jy nou nie wil gaan na die rehab toe, of jy wil nie, hulle sê mos, as die kind sê hy wil na die rehab toe gaan nie, dan moet jy nie vir hom stuur nie. Yes. Maar ek moes 'n begin maak om die einde te kry. En dit het vir my gehelp om die polisie self te bel. Sure. Was baie seer, soos ek jou sê, ek het 'n knop in my keel gehad, ek kon nie slukkie. So seer was dit, en dit vir my uitgekat. Sure. Maar ek moes die sacrifice doen, en gesien, dit werk vir my. En dis hoekom ek die eindproduk vandag kan sê vir jou. En ek, soos ek vir jou sê, ek het verskillende soorte kinders, maar hy is die seun wat vir my sal sê, kan ek vir jou 'n koppie tee maak? Sure. Gisterand het hy vir my, ek sê vir my nek is styf, toe smeer hy my uit van agter af, reg af in my dinges. So, soos ek vir jou sê is, elke een se probleem is miskien baie different, Ja. nee? Ek sit miskien in 'n bitter posisie waar ek toegang het. Nee? Dan kry jy daai ma wat glad nie praat nie. Jy kry daai ma wat toeboek is, maar sy sacrifice maar, haar seer. Nee? Ja. Vir daai ouer is dit baie, baie moeilik. Baie, baie moeilik. En sommige kere, het die ouers nie geld om vir die kinders in die rehab te gaan sit nie. Hulle het nie die geld nie. En ek het ook nie die geld gehad nie. Hy het gaan werk op die ou einde vir die rehab om die geld klaar te betaal. Ja. Daai tyd. En ek meen, hy is hoeveel jaar terug? Hy was 16.000 daai tyd. Sure. Ja. Ek weet nie hoeveel dit nou is nie. Maar hy het besluit, ek hoef nie verder betaal nie, hy gaan sy skuld afwerk. En dit het vir my gewys, as jy dit wil doen, dan glo ek, hier is 'n verskil in jou lewe in. Yes. Ja. Ja. Tannie Hasnou, en ek wil hê hierdie boodskap moet uitgaan. Ons dreig niemand nie. Daar is mense wat na hierdie video kyk en hulle het aandeel dat kinders in sulke terugvalle het soos dit. Wat 'n boodskap het Tannie daar vir die persoon wat hierdie drugs verkoop om, ons gee nie heeltemal skuld vir hulle, want die kinders moet nog steeds gaan koop. Hulle het die laaste call. Maar wat 'n boodskap het Tannie vir hulle daar buitekant wat, kom ons wees nou eerlik, wat verwoesting saai in huishoudings. Weet jy, dit is nooit 'n gesonde leefstyl vir hulle self nie, vir die ou wat dit verkoop nie. Hy maak ook kinders groot. Yes. Hy het ook familiekinders. So wat jy saai, sal jy maai. En wat jy doen, hy kry jou. Die Here laat jou nooit dat jy so verwoesting doen aan soveel mense se lewe nie. Jy gaan jou laaste sent, jou laaste penny gaan jy betaal. Sure. Want dis hoeveel kinders, hoeveel ouers se harte wat jy seermaak, of hoeveel en soos ek wil sê is, daai ou doen dit omdat hy 'n deal daar uit kry. Hy kry sy geldjie daar uit. Maar hy verwoes soveel sieletjies, hy verwoes soveel kindertjies, hy verwoes soveel groot mense. Hy verwoes soveel huishoudings. En ek sal regtig sê dat hulle moet regtig, want die lewe is so kort vandag. Hulle moet besef dit is 'n goeie ding wat hulle regtig in die lewe doen met ons jong kinders. En omdat ons jong kinders, ons ouers kry swaar, ons het mos ellende gelde wat rond lê nie. Ja. So 'n kind, as hy ook nie sy liefde in die huis kry nie,
en hy kry ook nie die vaderlike en die moederlike plig nie, dan gaan soek die kind dit nog steeds buitekant. En al gee ook jy nou die vaderlike liefde en die moederlike liefde, en jy gee die kind die skop om vir hom elke maand of elke week geldjie te gee, vat hy nog die geld ook. Dan dink ek het nou tot toegang my eie lewe, so ek kan maak wat ek nou wil. Ja, ja. Soos ek vir jou sê het, is nie maklik nie. Is nie maklik nie. Maar die mense wat dit sê, om hierdie goedes te verkoop aan ons kinders, en hulle maak ook kinders groot. Ja. Hulle het ook familie. En baie kry hulle familie kry seder as wat die ander ene kry, want dit is mos 'n slegte ding. Is mos nou nie 'n goeie ding nie, is mos nou 'n slegte ding. Ja. Maar ons bid vir hulle ook, Verseker. ons as ouers moet maar net saam staan, ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar onderskraag, ons moet mekaar, sommige kere is ons te bang, want my kind doen dit nie, ek kan nou vir jou help. Ja, ja. Soms kere praat ons net nie goed, maar ons is nie bereid om mekaar se hand te neem nie. Yes. Nee? En soos ek vir jou sê, is daar's baie ouers wat glad nie in 'n lekker spys eers bly nie. Sommige kinders bly nie in 'n goeie spys nie, daar's nie werkie, daar's nie kosie. Nou die enigste uitweg wanneer hulle gaan is om Madan toe te gaan, want daar kry hulle 'n lewe. Ja, Nee? ja. Dit is ook een van ons agteruitgaan, want ons het nie goeie werke nie, daar's nie werkie, die kinders het nie werkie. Dis hoekom ons maar as die kindertjies hier vat en ons probeer maar iets doen met hulle. Ons probeer, ek sê ons het nie baie nie, maar ons kyk maar waar ons kan. En al red jy ook net een siel. Dit is die meeste wat die Here wil hê. Sure. Net een siel. Tannie, daar's nou 'n klonk wat nou hierdie, ek kan praat 'n seun van 'n seun perspektief. Want Tannie het die ondervinding van Tannie se eie seun. En sy ouers is nie meer daar nie en hy kyk uit vir so 'n stem soos Tannie se. En hy voel hy gaan maar nog verder aangaan met die drugs. Wat 'n boodskap het Tannie vir so 'n seun wat besig is met hierdie goed? Weet jy, ek sal vir hom sê, sy ouers is oorlede, sê hy? Oorlede of sy ouers is nie betrokke nie. Sy ouers is nie betrokke nie. As ek hy is, staan op en gaan na jou naaste tuiste. As daar 'n familielid is, of as daar 'n rehab is, staan op. Niemand kan vir jou wegwys van dit af nie. Jy jouself het jou eie lewe in jou hande in, soos met die Here. So as jy voel, dinge raak te groot, daar's pastore, daar's kerke, daar's welsyns, daar's alles wat jy is tot jou bes, maar jy jouself moet weer oplig. Jy jouself moet jou hand uitsteek en vra, ek soek hulp. Nee? Jy hoef nie terug te gaan na jou verlede toe nie. Jy hoef nie terug te gaan nie. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. So as hy opstaan, is amper soos die verlore seun. Hy het teruggekom, die vader het hom weer aanvaar. Ja. Nee? Yes. Die vader het daar op die bult gestaan en kyk, is hy nie my seun wat daar uitkom nie? En die vader het vir hom 'n ander kleed gegee om aan te trek. Nee? So as hy bereid is om sy lewe te wil verander, moet hy die transformasie self begin. Ja. Ek kan met hom praat, maar hy moet die transformasie by homself begin. Sure, ek like dit. Tannie, en laaste vraag, ek noem dit die wisdom. Daar is mamas wat in Tannie se skoene is en hulle voel hulle kan nie daai besluit neem van soos Tannie gemaak het om die polisie te bel of om die kind in te boek by 'n rehab, want ons families het nog nooit iemand gehad wat drugs gebruik het. Ons families is gesiende mense. My man is 'n pastoor. Hoe kan ek nog die ding wil doen om my kind nie te wil oorgee nie? Wat 'n boodskap het Tannie vir so Nee, mamas. mama daarso? Mamas, ek sê vandag met 'n mama hart. Praat ek vandag, want ek kom daar uit. As jy jou kind wil red, doen dit eerlik, doen dit opreg. En as jy 'n einde aan wil maak en jy kan nie meer nie, die wet is daar om vir jou te help. En ek het dit gedoen, want ek kon nie meer nie. Ek, die mama hart, kon nie meer nie. So ek as 'n ma en 'n pa moet besluit dit net tot die en nie verder nie. En dit het vir my gewerk, soos ek vir jou sê, het vir my gewerk. Ek vra vir die mamas,
Moenie laat die kinders aangaan en aangaan en aangaan nie. Jy het 'n besluit as 'n mamma, jy het geboorte gegee aan daai kind. So jy besluit net tot die en nie verder nie. Ons as ouers moet ophou ons kinders se vuilwerk toesmeer. Ons as ouers moet uitstaan en sê, as ek dit gedoen het nie, sou jy nie vandag daar gewees het nie. So ouers moet beginne opstaan en sê, net tot hier en nie verder nie. Ons kan nie meer, die lewe is so kort, ons kan nie vir jaar in en jaar uit dieselfde storie en elke keer dieselfde storie oor en oor praat oor ons gehoorsame kinders nie. As jy wil, besluit jou besluit en doen dit. As hy nie dit wil doen nie, moet jy 'n besluit maak. Ja. Jy moet 'n besluit maak. Maar dis hoe jy jou kind kan oorwin. Daar's baie maniere hoe jy dit kan doen. Maar ons kinders is al so diep in die goed in, dat jy nie meer van hulle staan op teen jou. Yes. Hulle beklei met jou. En voor daai met my gebeur het ek besluit. Okay. Verstaan jy? Ja. Sommige keer wag ouers moes net tot ons op daai punt kom. Ja man, soos ek vir jou sê, het vir my gewerk hoe ek my kind kon red. Maar my storie vra ek, is maar min, maar ek vra dit, as dit kan help, gebruik dit. Gebruik dit, ja. Sure. Dan laaste vraag. Daar is mamas wat na hierdie video kyk en hulle wil uitreik in die sens van hulle kyk na hierdie video, hulle kry raad, maar hulle voel hulle nog steeds, want dit trek hulle. En hulle voel baie gemaklik deur hierdie video met Tannie te gesels. En ek vra normally vir mense hierdie vraag is dat ek sit nou vir Tannie op die spot. As hier mense wat Tannie nou gaan wil benader, om 'n praatjie dalk in 'n groep ou mamas te hê, om dalk guidance te gee. Yes. Is Tannie available? Ons is available. Connie Gabriel, sy sal ook instem, want ons het al baie praatjies gedoen by baie plekke. En sodat ons by ons kerke doen ons die praatjies. En ek dink daar's baie van die ouers wat teruggekom het en gesê het dankie vir ons hulp. Daar is maniere waar ons as ouers mekaar kan uitruil en mekaar kan help. Al is dit nie met geld wat ons mekaar kan help, maar net met die verblyende woord en te sê, hier is iemand wat ook op die spot is waar ek was. Ja. Ja. So daar hoor julle, Tannie Rosetta is beskikbaar. Comment, ek hou nie van nommers uitsit nie. Is die Tannie nog besig met die reep? Nee, hulle sê, hulle het nie nou meer die reep het toegegaan, maar sy het 'n plek waar sy mense nog stuur, waar hulle mense nog stuur. Soos ek jou sê, daar is geld betrokke. Daar is geld betrokke. Maar mens kan altyd praat en vra, hoe kan 'n mens maak? Hoe betaal jy dit af of afwerk of whatever. Daar is 'n manier, ek dink as die Here vir jou daarin stuur, dan sal hy vir jou 'n way maak. Sê. Julle kan kom in op die video en ek weet as mamas en even papas ook wat in dieselfde situasie is wat Tannie hulle gewees het. En soos Tannie met hierdie peaceful voice, met peace kom daar selfvertroue vorendag. Met peace gaan gepaard met rustigheid, maar dit gaan ook, soos u gesê het, oorwinning. En ek kan net vir Tannie dankie sê dat definitief gaan ouers baat van deur hierdie video. Definitief gaan hulle reeds die eerste stap gee na hulle oorwinning toe. Definitief gaan hulle, soos u gesê het van Jesaja 40, kry hulle nuwe krag. Ek sê die wat wag, kry nuwe krag en hulle sal hardloop en hulle sal nie moeg raak en hulle sal loop en sal nie afgemaat raak nie. En hulle sal opstyg met arensvlerke. Dit is jou opportunity om op te styg, mama. Dit is jou opportunity om jouself op te lig en vorentoe te gaan. Nie agtertoe nie, gaan vorentoe, want dis jou kind, soos Tannie gesê het en Tannie het klem opgelê. Dis jou kind. Jy het 9 maande gesit met hierdie kind en ons glo daaraan. Lewens gaan verryk word deur hierdie video. En soos ek nou vanoggend sit en ek het my stilte tyd en ek vra vir die Vader, ek moet vir Tannie brood gee. Ek moet vir haar brood gee
omdat sy 'n tyd het eenheid gesit en om weer moed te skep en weer aan te gaan met 'n nuwe fase van die lewe. En die Vader kom gee vir my Hebreërs 11 kom gee vir my vanoggend en dit kom met die Middelvertaling uit en dit is vers 35. As my vrou nou na hierdie video kyk, sy gaan my uitskel want ek het my brille het ek by die huis vergiet en in die laaste paar dae het my oë my rond gegooi dan Ek kan myne lees. ek gaan 'n kans vat. Kom ons kyk. Kom ons kyk. Is dit Ja, hy's baie skerp vir my. Okay. Ek gaan 'n kans vat. Dit lyk vir my die lig gaan my help. So wat die Middelvertaling vir ons sê, by faith women received their children back from the dead. Others were severely tortured for their faith and refused to accept the release when it was offered them to condition that they would renounce their opinions. To have accepted deliverance, then could have saved their lives, but their faith saw a more honorable and glorious resurrection. Dit is uit vir Tannie gesit dat die kind letterlik van die dood af teruggekry. Yes. Deur die geloof. Niks anders nie. Hier sê dit, deur die geloof het u het gerefuse. Hier sê dit ook, u het gerefuse om te geaccepte dat my kind gaan nie dood nie. Nie onder my oë nie. Nee. En soms kom dit dat jy daai taf besluite moet maak, maar dit is deur moederliefde. Ek dink wat Spreuke 29 wat sê wanneer 'n vrou besluite neem, is dit vir om die huisgesin te syf. Ek paraphrase nou. En daai was definitief 'n besluite om die huisgesin te syf. En nie net dit nie. Dit was 'n besluite om die generations wat daarna vanaand afkom te syf. En ouers, ek is nie in julle skoene nie. Tannie Rosetta was in julle skoene en sy kan met selfversekering praat dat weer eens dat wat sy gedoen het vir haar gewerk. En dis hoekom sy met, hoe kan ek sê, met oorgawe kan gesels met wat gebeur het en waar sy vandag sit en waar haar kind sit en waar haar kind se kinders sit. Is dit deur die Vader se grace en deur sy hand wat actually heeltyd op julle gewees het en nog steeds is. Die journey was nie maklik nie, Nooit. maar u het dit geoorwin. Deur die hulp van die Vader het u dit geoorwin. Dit is 'n openbaring wat ek het dit laasweek het 'n Neil Demas het dit vir my gesê. En dit is die reine waarheid wat hy sê. Dit is 'n openbaring vir iemand anders se lewe. Maar hoe kan jy 'n openbaring vir iemand anders lewe? Dit is amper soos vir jou om te sê dat as jy daar deurgaan, kan jy daar uitkom. Ja. Maar as 'n waarskuwing vir jou, jy hoef jy deur te gaan nie. En mamas, as die rooi ligte daar is, werk op wat Tannie gesê het om aandag te gee aan jou kind in. En as dit te diep is, probeer om uit te ry voor dit te laat is. Voor dit te laat is vir jou, want jy kan jou sanity verloor, voor dit te laat is vir jou kind, dat hulle dalk op die einde van die dag op 'n plek opeindig soos voorheen gesê het, wat jy nie jouself kon ingedink het dat jou kinders daar sal op. Want jy het altyd die beste vir jou kinders in store. Tannie het gesê van, Tannie het altyd gevoel van, ek moet iets doen, ek moet iets doen. Soos ek nog geluister het wat Tannie sê, is dat Tannie die beste gedoen wat Tannie kan. In hy moment, en ek was nie daar nie. Het Tannie vir Tannie self gevra, hy vra, maar wat doen ek verkeerd? En Tannie het vandag self kom sê dat, maar ek het die beste geprobeer. En uit liefde het ek sekere besluite geneem. Mamas, as jy weet, jy het die beste gedoen, jy hoef nie skuldig te voel. Is klink baie snaaks om nou te sê van die ander kant af. Maar dis 'n stem van die, soos ek die segment begin, dis 'n stem van die kantlyn af met positivity. Nie om vir jou op neer te druk nie, maar om jou op te lig en aan te gaan. So mamas, ons is baie lief vir julle. Tannie, baie dankie. Dis die maand van my maand vir die moeders. Julle is baie na aan my hart in. Want is die ons moeders wat ons hier vandag sit. My ouma het altyd so ding in die huis in gehad. So 'n mooi bruin ornament wat so teen die muur gaan. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? En Ek dink dis in vele mense, die ouerige mense sê. Yes. En moeders, ek sê dit nou vandag. Die huis is leeg sonder julle. Yes. Moenie opgee nie. Ons is lief vir julle. Ons waardeer julle. Ons gee om vir julle.
En dieselfde vir Tannie. Dankie vir dit. Ons waardeer vir Tannie. Ons is lief vir Tannie. En ons kan net ons hande op hoog hou vir so Tannie soos u. Die Vader smile van oor tot oor u lewe, want hy sou af in die lewe. En ons verstaan dit soms sê, maar hy het geweet dat u gaan vandag hier sit. Donkie jare na die wat gebeur het, om hierdie storie te vertel, om duisende lewens te verred, deur die Vader. So baie dankie vir dit. Julle, dit is Wisdom of Solomon. Ons sien julle weer 'n volgende keer. Dankie dat julle ingetune het. Tannie, baie dankie. Alle sterkte. Ons weet nie wat die Vader vir ons storie het, maar ons weet is goeie dinge. Ons weet nie waartoe hierdie ding kan vat nie. Ek dink as baie mamas wat 'n skouer nodig het, en ek dink die skouers is breed genoeg om met mamas te kan gesels. So ons glo die Vader dat hy net u nog net meer gaan vat met 'n arensvlerke om te vlieg na 'n ander voël toe en vir hy voël net te kom remind. Jy kan ook vlieg, man. Ja, dis true. So baie dankie Tannie. Gaan in vrede met julle en hierdie episode is in haar tyd en so gelukkige Moedersdag. Dankie. Is daar laaste boodskap voor Tannie gaan wat Tannie nog wil sê? Want ek sien daar is Tannie te boek daar. Weet of Tannie iets wil sê nie. Ja, ek het 'n boekie wat ek gekry het nog met my aftrede, maar ek het toe ek begin lees vanoggend. Toe val dit my so by wanneer jy krag nodig het. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos 'n arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoed word nie. Dis Jesaja 40 vers 31, né? So dit is my dagstukkie. Sê. Dankie, Marshall. Dankie aan Tannie. Weer eens baie dankie. En dit is dit. Baie dankie Tannie. Weer eens baie dankie vir die space wat Tannie beskikbaar gemaak het en met 'n moedershart. Ja. Regtig 'n moedershart wat oop is Regtig. om te deel met almal, van die Vader se liefde het nog nooit grense gehad en die Vader se liefde is bottomless, is hou nie op nie. Oh yes. So dankie vir hy strome van lewende water wat ons vandag kan ingetap het. En mamas, met dit sign ons af. Julle sal nooit weer dors word nie. Baie dankie Tannie. Tannie het geniet. Yes, is nice.